jy so staan en miskien wil die Here net ietsie anders te doen vanoggend. Ek wil so oop wees, ek wil so oop bly. Ek het so voorberei in die laaste weke. Maar as die Here op hierdie oomblik dalk net iets wil doen in jou eie hart, dan moet 'n mens terugstaan. En ek wil jou vra vanoggend, partykeer is dit in stilte, partykeer is dit in lawaai, partykeer is dit in 'n sang, partykeer is dit in 'n preek, partykeer is dit in jou kar. Maar vir nou wil ek hê jy moet die Here vertrou dat daar is iets wat hy in jou werk, daar is iets wat hy mee besig is, dat hy sy hande diep in jou hart vanoggend indruk en hy bring goeders op na die surface. Jy hoor dit, jy sien dit, jy voel dit. Jy sien prentjies en flitsse daarvan. Hy wys jou waar jy is, hy wys jou waar jy kan wees. Dat hy so 'n gentleman is, dat die Gees van God veroordeel jou nie vanoggend nie, maar hy oortuig jou. Hy oortuig jou dat daar is dieper, daar is meer, daar is groter. En daar is sekere goed wat jou weerhou en wat jou terughou, wat dalk 'n hindernis veroorsaak dat jy nie in volle vloed kan kom nie. Die Here wil vanoggend met jou werk as individu. Hy wil met jou werk as individu, as mens, as kind van hom. Miskien is jy ver van hom af. Dis nie hoe God voel nie. Jy is hier naby, jy is hier vanoggend. En God wil jou aanraak, hy wil met jou werk. Hy wil met jou praat, hy wil jou wysig, hy wil jou ondersteun. Hy wil jou leiding gee, die God wat alles ken. Mense, terwyl jou oë net so toe is, die God wat alles ken. Hy weet van jou môre, hy weet wat jy nou gaan doen, hy weet wat jy gaan sê. En hy is hier vanoggend en hy sê, gee my net 'n tyd, gee my net 'n oomblik, dat jy my kan hoor, dat jy net kan hoor, ek het jou lief, ek het my hand oor jou, ek het jou. Party mense moet hierdie woorde net hoor, ek het jou. Is mense wat in 'n muur vashardloop in 'n hoek en hy weet nie wat sy uitkoms nie. Die Here sê ek het jou. En hy steek sy hand uit na jou toe en vir 'n oomblik kan jy dit nie vertrou nie of wil dit nie vertrou nie, want jy is onseker, maar hy steek sy hand uit. En ek wil hê jy moet sien in jou gees hoe jy draai in jou hand en hierdie kragtige, ligstralende heerlikheid hand sit. En soos jy jou hand in sy hand sit, verlig hy jou ook. Hy verlig jou. En daar's nou mense wat wysheid na toe kom, insig. Dat hierdie loop van hierdie diens, miskien hier buite op pad huis toe, sal hy aanhoudend met jou praat oor waarmee jy nou besig is. Want hy sê, kom na my toe, bring jou laste, bring jou probleme, los dit, ek sal daarmee werk, en stil wees en vertroue lê jou krag. Ek werk in jou. Mense, ons net vir 'n oomblik, het help nie ons sê kerk en ons hou nie kerk nie. Terwyl jou oë net so gesluit is om te ervaar hoe die Here dalk in jou hart werk. Miskien as jy dormant, dalk voel jy niks, dalk kan jy net uitroep en sê, Here, help my in die, help my in daai. Maar maak dit 'n opregte uitroep, want die Here sê, die wat na my roep,
Ek sal hulle bekend maak. Hoor hierdie woorde, ek sal aan jou bekend maak groot dinge. Ek sal jou bekend maak 'n uitkoms, ek sal aan jou bekend maak groot dinge wat jy nie kon aan dink nie. Ek sal jou wys ondeurgrondelike dinge, misterieus, onmoontlike dinge, wonderwerkende dinge, idees wat jy nie mee kon opkom nie. Jy het dit nodig vir oggend, jy het inspirasie en bekragtiging nodig deur die Heilige Gees, nie omdat dit Pinkster is nie, maar omdat hy nou hier is. En as jy net vir 'n oomblik dit erken en sê, Here, ek vertrou U. Ek het dalk my hoop in mense verloor, in kerk verloor, in leierskappe verloor, maar Here, ek gryp U hand weer, ek hou U hand vas. Wys my, maak dit aan my bekend, Here. Here, wys my die pad wat ek moet gaan. Here, verlig my pad, dat ek kan sien. Here, ontwikkel hierdie geestesvermoëns hier binne in my, dat ek kan sien soos wat U sien, en kan praat soos U praat, en kan dink soos U dink, Here, want dis wat U wil hê. Vir 'n oomblik, ek wonder of jy jou sitplek kan sien, stilte, neem met jou sitplek, net daar waar jy is. Mense, die wat my ken weet, ek maak nie dinge aan nie, maar ek ervaar so dat die Here is so dors, hy is so honger na jou. Jy voel so vuil. En as mense wat op die oomblik vir die Here sê, ek weet Here, ek weet, U begeerte is na my en ek na U sin, maar ek voel so vuil, laat my net toe om op te hou, laat my net toe om reg te kom. Die Here sê nee. Kom net soos jy is. Kom net soos jy is, dat ek jou kan toevou. Want my skoonheid is so amazing, dat as jy aan my raak, dan word jy skoon. As jy aan my vat, dan word jy gesond. Ek is God. Ek is God. Is van julle wat so moeg geraak het, Spreuke 30 sê, ek is moeg, ek is moeg, ek is moeg, Here. Hierdie slegte woorde, ek is eintlik nie werd om 'n mens genoem te word nie, want ek het die wysheid en die insig van God verloor, en dan vra die Here vir jou ook vanoggend, wie het die wind versamel in sy vuiste? Wie het die aarde afgemerk? Wie het grense daar gestel? En dan sê hy, wat is sy naam? Wie is sy naam? Miskien het jy vergeet hoe groot God is. Miskien het jy vergeet hoe amazing, bekragtig en wysheid en insig en soewerein en mysterieus en genadiglik hy is. En vanoggend is dit net hierdie oomblik wat jy jou oë weer kan oopmaak en sê, Here, kom na U toe, kom na U toe, kom na U toe. Ek kom nie na 'n mens toe, ek kom nie definitief na 'n kerk toe nie. Maar Here, ek kom na U toe. Ek herstel weer, U werk weer hier binne in my, en Here, U skep 'n lus in my, U skep 'n begeerte in my. U maak 'n honger in my, soos daai hert wat smag en smag na waterstrome. Ek het dors, Here. En is net U wat my les, U my dors kan les. Is net U wat my vervulling kan gee. Here, ek gaan doodgaan. Miskien moet jy dit hoor vanoggend, ons praat so min, jy gaan een of ander tyd doodgaan, maak seker
Maak seker jou lewe is reg, maak seker jy's connected met hom wat vervulling kan gee en wat jou kon volmaak soos niemand anders in hierdie wêreld kan nie. Die wêreld bied ons baie, die grootsheid van die oë en die verlustiging van die siel en geld en ekonomie en al die dinge. En daar's niks daarmee fout nie, maar die Here roep uit en sê, tot jou voordeel, tot jou voordeel, tot jou voordeel, moenie vergeet nie. Moenie vergeet my kragtige hand in jou. Moenie vergeet wie ek is nie. Moenie vergeet wat ek in jou kan doen en wat ek wil doen in jou. Laat my toe om te werk in jou. Net so vir 'n oomblik nog, mense. Ons het die hele jaar nog om te preek, ons het die hele jaar om boodskappe te bring. Maar as die Gees van die Here oor 'n plek kom, oor mense kom en dan moet ons ag gee. Sê Here, kom doen net wat U wil, kom doen net wat U wil hier in my binnekant. Vir een laaste keer roep die Here en sê hierdie ding wat jou so kelder, wil jy dit nie vashou in jou linkerhand nie en wil jy dit nie net so release in die geesteswêreld en sê Here, U werk nie meer. Here, my finansies, Here, my uitdagings wat ek nou het, Here, ek release dit na U toe nou in hierdie atmosfeer, aan hierdie krag, in hierdie teenwoordigheid nou. Here, hierdie siekte, ek release dit nou na U toe, Here. Here, elke bekommernis, Here, ek release dit nou, Here. Liewe gemeente, ek waarsku jou, moenie na mense kyk nie, moenie na mense kyk, moenie na my kyk nie. Moenie wonder wat die band volgende gaan doen nie. Moenie wonder wanneer ons gaan release, die Here werk nou met jou release, release daai bekommernisse, worries, uitdagings. As die Here hier is, dan reageer ons. In Jesus naam, net vir 'n oomblik.
versie in Exodus wat ek glo, mense, ek het soveel papier hier, so ek het soveel geskryf hier so aan. Eendag as ek in die hemel kom, gaan ek die Here vra, asseblief, as hy sulke goeders wil doen in 'n diens, kan hy nie al op 'n maandag dit vir my sê nie. Maar dis wat surrender beteken, om te sê ek vertrou U Here vir waarmee U besig is en ek moet nou net gaan uit die hart uit en ons vertrou dat die Here iets op jou sal sit nou. En hier so mooi versie, verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Besaleel, Exodus 31 vers 1, ek het Besaleel, die seun van Hur, by die naam geroep. En nou luister nou hier, en ek het hom vervul met die gees van God. Ek het hom wysheid en verstand en kennis, en ek het hom bekwaamheid laat kry vir alle rande werk, om kunstige planne uit te dink en om dit uit te voer in goud en in silwer en in koper, deur snywerk in stene wat ingelê moet word en deur houtsnywerk om werksaam te wees in alle rande werk. Die konteks is toe God die tabernakel bou, sê een vertaling, Besaleel het nie geweet om dit te doen nie, en toe die gees van God oor hom kom, toe weet hy hoe om dit te doen. Die Here het hom bekwaam gemaak in 'n oomblik. Die Here het hom wyse vingers gegee, geoefende vingers gegee, om kopersmid en ystersmid te wees en houtwerker te kan wees, en hy maak hom bekwaam in allerhande werk. En ek wil vanoggend vir party mense sê, en dis nie deel van my boodskap nie, maar ons is hier in 'n tyd van Heilige Gees, en ons vertrou dat die Heilige Gees, en toe het ek hom vervul met die Heilige Gees. Ek vertel nou die dag vir ons staf, vertel ek hulle die storie van 'n jong seun wat in 'n kerk sit, en hulle is besig om te aanbid, en hy het hierdie passion vir musiek, hy het hierdie passion om klavier te kan speel, en hy het hierdie absolute oorgawe, dat hy wens hy kan dit doen. Daar word 'n uitnodiging gemaak, en is 'n algemene uitnodiging, en hy gaan uit na die gebed toe, en hulle lê hom die hande op, en hy word vervul met die Heilige Gees. Hy vertel dit in retrospek, vertel hy hierdie storie, en hoe hy hierdie week, wat hy nog nooit in sy lewe klavier kon speel nie. Gaan hy daardie week, gaan hy vir sy eerste klas, en toe hy daar sit, toe sê die musiekonderwyser, maar hoe lank speel jy al? Jy het 'n ingeborenheid, jy het 'n gawe, jy verstaan musiek, jy hoor musiek, en hy begin te speel met oefening daarby, en daardie persoon lei vir die afgelope, ek dink 22 jaar, lei hy die sange by 'n gemeente by Woord en Lewe in Boksburg. Sy naam is Tommy Ackerman. Jy kan hom gaan Google en bel jy hom en vra hom of ek nonsens praat of nie. Mense, ek het dit al hoeveel keer in my lewe gebid en gesê, Here, laat my, gee my geoefende vingers dat ek daai gitaar kan speel, dat as ek om kampvuure sit, dan moet die girls na my toe aankom en dan, nooit gebeur nie. Tot vandag toe kan ek nie 'n musiekinstrument speel nie, daar seker redes daarvoor, maar ek het bekwaam geraak in ander goed, toe ek die Here vra, ek moet bekwaam raak. Ja, mense, as jy die Here gaan begin vertrou,
As jy die Here begin vertrou en jou oopmaak in jou hele wese en sê, Heilige Gees, kom en vervul my. Maak my bekwaam, jong mense wat hier sit en sê, ek weet nie wat ek wil word in hierdie lewe, en dan sê hy, kom net in my teenwoordigheid en laat ek jou vul met my Gees. Laat ek jou bekragtig met my Heilige Gees, want daar is soveel dinge wat ons in die kerk kan sê, daar is soveel goed wat ons moet verduidelik, maar ek wil dit in 'n neete dop vir jou uitgooi vandag. As jy nie tot bekering gekom het, is dit nie tot jou beskikking nie. Jy moet tot bekering kom, dan sê hy, daar's 'n inwonende Heilige Gees wat by jou kom bly. Die skrif sê dat hy het Jesus gekies en hy het Jesus gestuur. En hy sê, die een wat hy gestuur het, het hy ook die woorde gegee, en die een wat hy gestuur het, het hy die woorde gegee, dan sê hy, en vir hom het ek gegee die Gees sonder mate. Johannes 3 vers 34, die een wat ek stuur, is jy 'n gestuurde? As jy tot bekering kom, dan word jy 'n gestuurde, jy word gestuur. Johannes 3 vers 34 is van toepassing vandag vir jou en sê, as jy tot bekering gekom het, as jy 'n liefde vir God het, dan sê hy, ek stuur jou, maar ek stuur jou nie net om jou te stuur nie, ek stuur jou met my woorde, en as ek jou stuur met my woorde, dan sal die Heilige Gees ook sonder mate op jou lewe kom. As jy tot bekering kom, het jy 'n stukkie van die Heilige Gees ontvang, het jy 'n bietjie van die Heilige Gees, het jy 10% van die Heilige Gees ontvang, het jy 30% van die Heilige Gees ontvang, want jy het hierdie week mense gehelp en nie gehelp nie, nee. Jy kry die volheid van die Heilige Gees en hy kom bly hier binne in jou. Dis asof die Here vir ons wil voorberei hier in die evangelies en sê, daar kom iets niets, ek wil julle voorberei, ek wil julle voorberei, dat daar is 'n Heilige Gees, daar is 'n Heilige Gees wat, ek wil hê julle moet weet, hy kom in julle bly. En mense, dit is al so holrigery, ek weet nie hoeveel keer, ek weet nie hoeveel kerke vandag praat hier oor nie, maar jene as iets in jou losslaan vandag, ek hoop en bid, dit is iets kragtigs, want weet jy, vir te lank sit ons in kerke, ons sit by ons werke, ons sit by ons plekke, en ek het die Heilige Gees, en die kerk sê ek het die Heilige Gees, en ek dink ek het die Heilige Gees, en by bekering het ek die Heilige Gees gekry, maar as hy net by jou inwonend is, en hy doen nooit iets nie, hy bekragtig jou nie om 'n taak te doen, om 'n doel te gaan uitrig, om as gestuurde te kan lewe nie, dan is hy dormant binne in jou lewe. En oomblikke soos hierdie, dan sê hy, ek wil aktief word in jou, ek wil wakker word in jou. Is God berei ons voor, Jesus hier op aarde, dan sê hy, ek gaan nou nie met julle wees nie, hy berei ons voor en sê, ek gaan nou binne in julle wees. En dan gee hy sulke clues vir ons, solank hy dan praat hy met 'n vrou by die put, wat nou al 5 mans gehad het. En dan sê Jesus, hy het hierdie onderskeiding, hy praat, hy het die Gees sonder mate in hom, en hy praat met hierdie vrou en sê, jy het 'n probleem, en jy het 'n fout in jou, jy soek na iets in hierdie lewe, en dan praat hy met hierdie vrou. Dan sê hy, weet jy wat, as jy my gaan vertrou, dan sal jy sien dat die Gees van God is nou nie net meer buite nie, en is nie net meer ekstern, het raak die strome, daar gaan strome van lewende waters binne in jou, gaan begin uitstort, en jy gaan goed sien wat onbekend is. Miskien kan ek gou vir julle lees, want dit is wat my so opval hierdie week. Hy sê, en ek quote vir jou hier, ek gaan nou nie vir jou alles lees nie, hy sê, Johannes 16 vers 7, ek sê julle die waarheid, dit is goed dat ek weggaan, as ek bly, sal die Heilige Gees nooit na julle toe kom nie. En ek quote net vir jou, want julle ken mos, ek het gekom, die Gees gaan kom, en hy gaan julle oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En dan sê hy, ek gaan na my Vader, en dan gaan julle my nie meer sien nie, en dan sê hy, hoor hierdie woorde, vers 12, nog baie dinge
wil ek vir julle wys. Nog baie dinge wil ek vir julle sê. Die Amplified Bible sê, but you cannot grasp it. Ek wil vir julle soveel dinge nog sê, maar julle gaan dit nie kan verstaan nie. Maar, dankie vir 'n maar in die Bybel. Maar, as die Heilige Gees kom, die Gees van waarheid, dan gaan hy vir julle alles bekend maak. Hy gaan julle wys hoe om te lewe. Hy gaan julle wys hoe om dit te doen. God berei ons voor in hierdie plek. Hy berei ons voor en sê, jy gaan nie meer 'n stem hoor met jou fisiese ore nie. Jy gaan my nie meer sien met jou fisiese oë nie. Jy gaan nou 'n stem hoor hier in jou hart en in jou gees gaan jy my hoor. Is nie meer so ekstern nie, dis nou intern. Is intern. Mense, julle moet hierdie goed hoor. Ons maak staat op kerke. Wat sê die profete? Wat sê die apostels? En nooit is dit meer van intern wat jy God mee hoor nie. Hy sê, jy gaan op 'n plek moet kom wat jy sy stem hoor hier van die binnekant af. Dan sê hy, ek wil hê julle moet wees soos jou sintuie. Jy gaan my nie meer sien met jou fisiese oë nie. Jou sintuie, jou geestelike sintuie moet ontwikkel word. Dan sê hy, Hebreërs 5:14, dan sê hy, jy moet dit oefen. Jy moet oefen. Ek lees hom gou vir jou, ek het hom hier ergens geskryf in my gebroke notas nou. Ek kom net gou hier kry vir jou. As hy, vaste spys is vir volwassenes. Maar as jy op hierdie plek kom, dan sê hy, jy sal geestesvermoëns kry. As die Gees van God oor jou kom, dan sal jy in die gewoonte geoefen kan wees. Wat? Hoekom? Dat jou ore hom kan hoor. Dat jou geestesoë hom kan sien. Dat jou geestelike hande hom kan aantas en dat jy kan voel hy's daar. Mense in die Ou Testament het die Gees van God beweeg. Dan sê hy, die Gees van God het gefladder oor die aarde. Hy het gefladder. Hy het letterlik 'n geluid gemaak. Soos 'n duif. Hy het gefladder oor die aarde en die aarde was woes en leeg. Dit was void, dit was wanorde. Dit was vuil, dit was 'n deurmekaar spul, dit was 'n mengelmoes, amper soos 'n tiener se kamer, nê. Alles deurmekaar. Kan nie uitmaak wat dit is donker, is vuil, dit stink. En dan spreek God. Bring hy sy woorde. En dan reageer die Heilige Gees en dan skep hy orde uit die wanorde uit. Hy bring orde. Hy sê, die see gaan net hier stop en hy beperk hom en hy sê, hy gaan orde tussen lig en duisternis en hy bring hierdie orde in en hy laat dinge werk met sy woorde. Wat is sy woord? Jesus Christus sê hy, my woord het vlees geword, my woord is deur hom het hy alles geskape. Hy is die waaragtige lig. Jesus was betrokke, hy is die woord en die Heilige Gees. Dan skep hy, dan in Handelinge, ek weet jy weet dit, dan kom die Heilige Gees weer, dan fladder hy soos 4 tonge oor die mense, dan spreek hulle, dan skep die Heilige Gees orde in, wanorde in. In 'n lewe wat void is en deurmekaar is en stink, dan bring hy orde en hy spreek en sê, van nou af sal daar priesters, apostels en profete en leraars en evangeliste wees en diakens wees. Hy bring orde. En hy sê, hy bring 'n nuwe wêreld tot stand. Ons lees dit, ons kom dit agter, dat die Heilige Gees was daar betrokke gewees van orals af. En op die oomblik, miskien het jy chaos in jou lewe. En daarom, as jy jou identiteit in Christus kan begin verstaan, dat jy
dalk chaos in jou eie lewe het, daarom sê die skrif, nou kan ek sê, laat daar vrede in my familie kom, want ek spreek sy woorde. Hy wat gestuur is deur God, spreek God se woorde, en hy het die Gees sonder mate. Weet jy dat die Gees van God hier in my fladder? Dat hy geluid maak hier in my binnekant? Weet jy dat die Heilige Gees hier aktief in my is, en as ek hom woorde gee van God, dan bring hy dit tot skepping. Daarom moet ons glo wat die skrif sê, dit wat ek spreek sal so wees. As ek vir hierdie berg sê, hyf jou op en sit jou in die berg, dan sal hy dit doen. As jy vir die siekes sê, hulle moet gesond word, dan sal dit so wees. Die woorde van God is so powerful. Hy skep die hele wêreld deur die woorde van God. Toe Jesus daar by die Getsemane kom, ek val my net nou by, toe hy dan Getsemane kom, dan kom die soldate na hom toe aangeloop, dan vra hulle vir Jesus, is jy Jesus die Nasareëner? Nee, gaan lees dit. Matteus 18, dan sê Jesus, ek is, en toe hy dit sê, toe styer die soldate terug en hulle val in mekaar in. Baie van ons sê, jy het geval onder die krag van die Here, dis seker waar ook, maar in daardie tyd het hulle geglo in autoriteit en hulle het geglo in gesag, en toe Jesus sê wie hy is, toe buig hulle voor hom, elke knie sal buig voor die lewende God. Ek kom om jou te arresteer, nou buig ek voor jou. Mense, imagine as jy die woorde van God, as jy die woorde van God kan begin meng met die fladdering van die Heilige Gees hier binne in jou, sê hy van jou, jy is 'n gestuurde. Jy's 'n gestuurde, en nou het jy die woord van God in jou hart, en ek gee jou die Gees sonder mate. Ek skep orde, ek bring orde in 'n chaos wêreld in 'n wêreld waar daar woes en leeg is, it's void, it's unlivable, en dan kom God en hy sê, ek het 'n weg vir jou, ek wil vir jou 'n weg maak. Jete, hoor jy so, is dit nie so teen prosperity? Nou die dag luister ek so iets van 'n kerke wat net prosperity preek. Hoor jy so, as jy wil gesond word, gee R1000, dan word jy nou gesond. Jete, wat 'n klomp nonsens. Kom ons kom terug na wie God is. Hy het 'n inwonende Heilige Gees, en mense, hier's dit nou, as jy niks gehoor het vandag nie, maar jy's 'n Christen. Jy dien die Here. Jy kom kerk toe. Jy lees jou Bybel. Maar is asof die Gees hier in jou net inwonend bly. Daar's nie 'n fladdering, daar's nie 'n reaksie. Daar's nie 'n ontploffing nie, daar's nie 'n beweging nie. Daar's nie, Here, die Gees maak in my 'n bekragtiging los om 'n doel en 'n taak en iets te gaan doen in hierdie lewe nie. Wat help dit jou, ek gee jou 'n kar, en jy weet nie hoe die kar werk nie? Wat help dit jou, ek gee jou die kar se sleutels, en jy weet nie hoe om te ry nie? Soos baie Christene vandag in kerke, hulle het die Heilige Gees, maar hulle weet nie hoe werk hy nie. Ek moet net bid, dan kan ek ryk word. Dis hoe die Heilige Gees moet werk in party kerke. Ons weet nie hoe werk dit nie. En vanoggend sê die Here vir ons, en ek wens ek kan vir jou deur alles vat, ek wens ek kan jou lei na, hoor jy so, na die dieper, maar hou aan kerk toe kom. Hier beloof ek jou, solank as ons die woorde van God spreek, en die Gees van God het, sal hierdie kerk en sal enige ander kerk nooit kan doodgaan nie. En jy ook nie. Solank as wat jy die woord van God in jou het,
en die Gees jou lewendig hou, sal jy nooit kan sterf geestelik nie. Fisies gaan jy sterf, maar geestelik sal jy nooit kan sterf. Jesus hang aan die kruis. Jesus hang aan die kruis. Hoeveel tyd het is? Waar trek ons nou? Jesus hang aan die kruis. Dan sê die vertalings, dit is 'n vertaling wat die Aramees die moeilikste gevind het om te vertaal in die hele Bybel en in alle kontekste en in alle woorde. Dan kom Jesus op 'n plek, dan hang hy aan die kruis, dan skree hy hierdie woorde uit, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Wat beteken, my God, waarom het U my verlaat? Seker een van die slegste, moeilikste tye in Jesus, die letterlike vertaling sê, God het hom to be in despair. God het hom verlaat. Hy is verwerp. Jesus hang aan die kruis, dan skree hy hierdie woorde uit. En ek wil volgende dalk net so vinnig daarna verwys en sê, hierdie gesprek tussen Jesus en God in daardie oomblik, dit gryp my aan. Dat in daai oomblik toe Jesus dit uitskree, is natuurlik die tyd waar alle sonde wat alle mense nog ooit gedoen het, en alle sonde wat jy doen en nog gaan doen, het Jesus in daai oomblik op sy liggaam gedra op die kruishout, en God draai sy gesig weg, want vir die eerste keer maak hy sy seun sonde. Jesus word sonde, hy wat nie sonde geken het nie, word sonde, sodat ons gered kan word, en God moet wegdraai hiervan. My vraag is vanoggend, wat het Jesus doodgemaak? Was dit die bloed wat uit sy liggaam uitgetap was? Ons weet hoe was hy geslaan en gemartel gewees. Ons weet hy moes sy eie kruis gedraai het. Hy het geval onder hitteuitputting en letterlik fisiese uitputting. Was dit die bloed wat hulle hom mee geslaan het dit hom doodgemaak? Was dit Pilatus wat hom veroordeel het? Was dit die Romeinse soldaat wat die spies in sy sy gedruk het? Wat was dit wat Jesus doodgemaak? Weet jy dat niks kon Jesus doodmaak nie? Weet jy dat niks Jesus kon doodmaak, behalwe twee goed? Twee goed wat Jesus doodgemaak het, wat sal toelaat dat hy kan doodgaan. Eerste plek, hy moes ophou praat. Die skrif sê in Jesaja 53 dat hy is gemartel, maar hy was onderworpe daaraan. Hy het krag onder beheer gehad. Hy is soos 'n slagskaap na die slagters toe gestuur, en nie een keer het hy sy mond oopgemaak nie. Solank as wat Jesus met die moordenaar aan die kruis gepraat het, kon die dood nie inkom nie. Solank as wat Jesus in gesprek was met God die Vader aan die kruis, kon die dood hom nie aanraak nie. Toe Jesus stil bly, die dood wag en sê, as Jesus praat, dan sê hy, dis woorde van lig en lewe. Johannes 1, dan sê hy, ek is die waaragtige lig, in my is lig en lewe, en die lig bring lewe vir mense, maar die mense wou dit nie hoor nie. As hulle geweet het wie ek is, sal hulle my nooit gekruisig het, sê 2 Korintiërs. Hulle het dit nooit geweet nie, dit is nie aan hulle bekend gemaak nie. As Jesus moes ophou praat, hy moes net ophou praat, want hy sê die hele wêreld is gemaak deur sy woorde, deur hom het alles geskep, hy moes ophou praat. Ek wil nou nie daarop uitbrei nie, maar die tweede ding is, toe die teenwoordigheid van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees by hom wegvat, toe sê hy, nou is dit nie meer die moeite werd om te lewe. Die Gees van God. En mense, ek wil jou vandag aanmoedig,
Ek wil jou aanmoedig, ek wil jou regtig, die skrif sê eintlik, ek besweer jou, ek vra jou, God vra jou. Hou op kyk na wat die mensdom in kerke, wie is jy? Kom jy in hierdie teenwoordigheid in? Het jy woorde van God hier binne in jou? Dat jy kan sê, ek is 'n gestuurde, want ek het die woord van God hier in my. Mense, hier is 'n belydenis. Die afgelope maande is ek gekonfronteer en ek dink ek gaan sommer nou afsluit daarmee. Is ek so gekonfronteer met die dood. Dit het begin by Dawie, toe 'n jong seun van 24 deur kanker sy lewe moes letterlik verloor het. Ek het hulle getroue jaar terug, daai tyd. Ons bid vir hom in die kerk. Ek kan nie verstaan, Here. Hoe's dit? Hoe werk dit? 'n Vriend van my se ouma wat net so spesiaal is, weet wat, gesterf het en ons moet haar begrawe en is in dieselfde tyd. Die dag wat Dawie begrawe is, daai Sondag toe ek kerk toe kom, toe ek in my kantoor is, toe kry ek 'n WhatsApp van iemand wat ons gedoop het, die 1 Desember laas jaar, wat homself opgehang het hier in Meadstraat. Met 'n 4 maande oue babaatjie en sy oudste seun van 6 verjaar daai dag. Ek so gebreek in my binnes en my eie pa siek en ons bid vir hom en dinge wil nie werk nie. Ek worstel in die oggende, ek sukkel om Bybel te lees, ek sukkel om te connect, ek sukkel. En seker so, ek dink 5 weke terug, sê ek vir myself, dit kan nie, ek kan nie so aangaan nie, het kan net nie so aangaan nie. Al wat ek weet, ek kan nie die goed verstaan nie, maar al wat ek weet is, ek moet weer begin Bybel lees. Yes, mense, ek het so blou pen waarmee ek merk en ek begin te lees en ek vra die Here asseblief, ek bid Basaleel se gebed en sê, Here, laat die Gees net weer oor my kom, laat dit net weer oor my kom, laat ek lus is vir Bybel, want ek sê, lus nie, ek is teleurgesteld, ek is moeg. En mense, ek jou sê, daar kom iets oor my, dat ek kan nie ophou lees nie, ek kan nie ophou merk in my Bybel nie, ek kan nie ophou momentum kry nie. Ek kan nie wag om te lees waar ek opgehou het nie. Vir een of ander rede begin ek by Job, Here, moet nie daar begin nie. Niks werk uit vir daai ou se lewe ook nie. Ek is so op Job 29 en dit werk nog steeds nie vir hom uit nie, maar blykbaar op die einde, dan bless die Here hom en gelukkig weet ek het. Yes, die mense, en iets kom oor my en ek begin te lees weer. Ek het altyd 'n idee, ek het altyd 'n plan, ek het altyd, en die Gees kom weer terug, en ek kan voel hy weer in my werk. Ek het 'n kar, maar ek weet nie hoe werk hy nie. Ek het die sleutels, maar ek kan nêrens heen gaan nie. Moet nie op daai plek kom nie. Nie op daai plek kom nie. Die Here wil jou help. Hy wil jou help, ja. Noag, en ek sluit af met die storie, nou, maar Noag is daar in die ark en vir 40 dae en 40 nagte is dit woes en leeg. Die ou aarde het verbygegaan en is verwoes met 'n vloed. En dan kom Noag en hy vat die duif. Hy vat 'n duif wat simboliek is van die Heilige Gees. Dan sê hy vir die duif, vlieg, en hy laat hom gaan. Dan sê die skrif, die duif het gevlieg en hy het gefladder en gefladder en gevlieg en gevlieg en gevlieg, maar hy het nêrens 'n blyplek, hy het nêrens tot rus te kom, hy kon nêrens sy voete vind nie. En toe die duif weer teruggekom na die plek wat hom host, en 'n veilige plek, maar is die ark. Maar
Noag is slim genoeg om die Here te kan vertrou en hy het die duiwee uitgestuur op 'n ander dag en hy het geflatter en ergens het hy 'n plek gekry vir sy voete om te rus en hy het 'n olyftakkie teruggebring en hy het 'n olyftakkie vir Noag gebring en mense, ek wil vir jou sê vanoggend, as jy die Heilige Gees, as jy tot bekering gekom het, dan kom die Heilige Gees en die olyftakkie is altyd 'n teken van salwing, is altyd 'n teken van salwing. En daar waar die Heilige Gees vesting maak, daar bring hy die salwing. En die skrif sê, daar waar die salwing is, daar breek hy die jukke. As jy na 'n kerk toe gaan en jy stap dieselfde in as wat jy uitgestap het, dis nie salwing nie, dan is dit entertainment, dan is dit nie kerk nie. Die skrif sê, ware salwing breek die jukke. Ware salwing sal mense gesond kry wanneer jy bid, of daar sal iets gebeur, maar dis die salwing, wanneer die olyftakkie saamkom. Elke keer as net in George toe ons ingetrek het, dan wil almal mos by jou kom bly. Jy bly by die see. Ja, man, jy het familie wat jy nie eens van weet jy het familie. Almal wil kom bly. In die begin is ons lekker dom, ons nooi almal, maar toe raak ons slim. Sê, yes, daar's gastehuise daar buite, want weet jy, ons wil nie, ons nie privaat nie, maar dit is nie lekker. Dis moeite. Jy nou hoor jy, ons het nou 25 keer Knysna gesien en nie, weet ons wil nou moet ons hulle weer gaan wys hoe lyk Knysna. Dis moeite, hulle eet al jou kos op. En dan kom aan mos 'n tyd, mense julle lag nou, maar kom, ek wil jou iets sê, maar dan kom maar 'n tyd wanneer die mense in jou huis bly, nê? Dan voel jy, maar ek is uitgepraat, man. Yes, jy hoor jy, is nou tyd vir hom te ry, maar jy kan dit nie vir hulle sê nie. Jy moet hulle entertain, jy moet hulle kan wys hoe lyk Strawberry Plaas en weet Hartenbos en jy moet hulle entertain. Die Heilige Gees, hy soek 'n plek, hy flatter, hy soek 'n plek. Waar kan hy tuis, waar kan hy sy voete vind? Jy sien, wanneer die Heilige Gees kom, hy's nie moeite nie. Jy raak nooit uitgepraat met hom nie. Jy hoef hom nie te entertain nie, hy entertain jou. Jy hoef hom nie toe te gaan wys nie, hy wys jou goed. Goed wat jy nog nooit gesien het nie. Hy maak dit aan jou bekend. Hy bring jou olyftakkie saam, hy bring salwing saam. Maar kom tuis, host die Heilige Gees, huisves die Heilige Gees. Toe Martin net daar by ons gebly het, sy kom trek in daar by ons, sy is 'n bietjie onseker, sy bly daar bo, heeltemal privaat, alles, maar elke aand as ons uitkom, maar lê sy daar op ons bank en kyk TV. Sy eet saam met ons kuier saam. Die dag toe sy moes wegtrek, toe staan vir verlange en sê, ons mis dit. Sy was so tuis. Doen ons dit met die Heilige Gees. Kom huisves hier in ons. My huis is oop vir Here. Yes, mense. Ek weet ek moet dit nie sê vanoggend nie, maar ek moet. Een ding wat die Heilige Gees doen is, hy bring goed na die oppervlakte toe. Hy oortuig jou. Hy oortuig jou. Maar as elke week is ek nie oortuig as self vir my sê sekere goeders nie. Maar hoe langer jy daarna luister, of verplig is om te luister, maar dan kom daar oortuiging en sê, maybe, ja, okay, dis reg. Miskien moet ek maar die assakke uitsit. Daar kom oortuiging, soos wat jy, die Gees van God wil jou oortuig. Oortuig van sonde, nie condemn van sonde nie. Hou net aan sit, bly net sit,
onder die geklank van die woord en nooi die Heilige Gees, dat hy kom met die olyftakkies. Bly net. Jy sal oortuig raak. Jy sal oortuig raak. Mag hy vir jou geoefende vingers gee. Miskien is vanoggend so gebroke probeerslag van 'n boodskap of 'n preek of whatever jy wil dit noem. Maar ek hoop jy hoor die hart dat die Gees van God fladder en hy soek 'n blyplek. Ja, ek ken bekering, ek verstaan, hy's in jou en by jou, hy's inwonend, maar jene mense van ons is so ver weg van dit af. Hy bly in my, maar ek bly ook maar saam met my girlfriend, weet. Hy bly in my, maar jene oor die enige seks, enige tyd is dan maar net so welkom. Hoe werk die goed? Laat hy jou oortuig. Laat hy jou oortuig. Daag jou uit hierdie week. Moenie hoor wat ek sê nie. Kom hoor wat die Gees en die woord van God die fladder in jou. Maar nooi hom. Hy kom met 'n olyftakkie. Hy kom met die salwing. En hy sê jou wysig op hierdie pad. As jy dit verstaan, verstaan jy elke liewe vers in die Bybel. Hy sê jou onderrig, hy sê jou wysheid. Hy sê jou weg, hy sê jou wys en gaan na die weg wat jy moet gaan. Die olyftakkie kom en sê, julle, hier's 'n nuwe wêreld. Hier's 'n moontlikheid van 'n nuwe wêreld. Hier's 'n teken, hier's 'n bewys van 'n nuwe wêreld waartoe duifie, wat ek kan doen. Wys my hier. Weet jy, dis hoekom hulle posduiwe kry. Hulle het ingeboude GPS, regtig. Hulle weet, die Heilige Gees simboliek van, wat ek kan toe moet ek gaan. Hier's 'n nuwe wêreld wat vir my oopgaan. Die ou wêreld is vernietig deur vloede. Hier's 'n nuwe wêreld, ek is op pad. Wys my, nuwe skepsel. Alles verstaan jy nou bietjie beter. Julle lyk lus vir skaapbout. Ek kan hierdie gebed bid vir jou nie. Jy moet dit bid. Terwyl jy net daar sit, maak net jou oë en dan bid ons die gebed van Basaleel oor jou. Ons bid Johannes 16 oor jou. Vir hierdie rede is vir jou goed dat ek weggaan. 'n Voorspraak, 'n helper, 'n comforter, 'n oortuiger. Jene mense, ek kom uit 'n NG Kerk en ons het nooit gepraat van die Heilige Gees nie. Dit was 'n spook. Ons was bang vir hom. Hy's deel van die drie eenheid. Hy's God en hy's hier binne in jou. Hy's jou gewete. Draai na hom toe. As jy in die kar sit, draai na hom toe tussen die meetings deur. Draai na hom toe hier binne in jou. Jy kan nie closer as dit kry nie. Hy's nader as die skaduwee. Hy's nader as jou eie stem. Maar jy moet hom kan vertrou. Jy moet hom kan huisves. As ek instap, is hy daar. En hy is so welkom. Dis lekker saam met hom daar. Dis goed vir my. Maar elkeen moet hierdie gebed bid. Here, laat die Gees weer nie kom oor my. Wil jy dit nie so fluister vir jouself nie? Dis 'n gebed wat jy nooit in jou lewe oor gaan spyt wees nie. Laat u wysmakende Gees oor my kom. Mag u gesondmakende Gees oor my kom. Mag u Gees van idees oor my kom. Mag u Gees van krag oor my kom. Mag u Gees van wonder oor my kom. Mag u Gees van vrede oor my kom. Mag u Gees van kreatiwiteit oor my kom. Here, maak my, Here, bekwaam. Maak my bekwaam en stuur my met u woorde. Stuur my met die Gees sonder mate, 100% in u, verteenwoordig in u. Soos die disippels net metgeselle was van u. Hulle het hulle erken as ongeleerde en ongeletterde mense, maar hulle was so verbaas as hulle na die disippels kyk en sê, hoe kry julle dit reg?
Hulle was geken as mense wat in die teenwoordigheid van Jesus was. Word jy ook so geken? Mag jy ook so geken word? In Jesus naam, in Jesus naam. Kom ons sing hierdie een laaste lied. Mense, as jy vanaand meer wil hoor, die bekragtiging van die Heilige Gees, ons sal nie meer aangaan, julle ken ons praat nie net nou hiervan nie, ons praat elke week hieroor, maar stap hier uit, bietjie met 'n attitude, okay? Stap hier uit, bietjie, met hoorie, ek is vol, ek is bekragtig, ek vertrou die Here. Sing lekker een lied saam, mag jy hom sien. As jy gebed nodig het, hier voor, ons wag vir jou. Great oggend, great aand, sien julle vanaand.